Goeiemôre almal. Hartlik welkom al ons lidmate, gaste wat hier so is, mense wat ingeskakel is op ons uitsending. Hartlik welkom. Mag ons 'n wonderlike geseënde erediens hê en die teenwoordigheid van die Here beleef ook tydens die bediening van die nagmaal. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons doen ook saam belydenis van ons geloof en ons sê hardloop saam. Ek glo in God die Vader. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, vertel het, die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam ter wille van julle. En hierdie woorde, doen dit om my in herinnering te bring, doen dit om my te onthou. So ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy terugkom. Daarom, wie op 'n onwaardige wyse die brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Maar laat elkeen homself ondersoek en daarvolgens van die brood eet en uit die beker drink. Want die een wat eet en drink sonder om die liggaam van die Here daarin te onderskei, is besig om 'n oordeel oor homself te eet en te drink. Dit bedoel, jy moet die nagmaal gebruik met die wete, dit verwys jou na die bloed van Jesus en die liggaam van Jesus wat vir jou sondes gesterf het. So daai woorde, doen dit om my in herinnering te bring, is ons teksverse vandag. Maar, voordat ons dit oordink, kom ons bid eers saam. Ons Vader in die hemel, ons sê vir U dankie dat ons hierdie wonderlike geleentheid vandag het van belydenis en doop en nagmaal en van die belydenis-katkesante van verlede week wat saam nagmaal gebruik, ons gaste wat saam met ons is. 'n Vreugdedag, 'n heugelike dag, Sondag, die Sondag waarop ons onthou dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, dat hy oorwin het en dat ons saam met hom oorwinnaars is en dat ons 'n nuwe lewe leef, 'n lewe wat aan U behoort, 'n lewe van disippels, 'n lewe wat U naam groot maak. Gee daarom dat wanneer ons U woord oordink, ons dit sal verstaan en toepas in ons lewens, maar ook dat wanneer ons hier uitgaan, ons sal gaan leef met die belydenis wat saam met die nagmaal gepaard gaan. Ons dra graag ons gemeente op aan U, vra dat U ons sal seën ook in hierdie vakansieseisoen, feesseisoen, ook ons en ons geliefdes en meeste van alles bid ons maar eintlik dat U ons almal in die ware en die saligmakende geloof sal bewaar en sal inlyf tot die eer van U naam. Ons bely ons swakhede en sondes voor U, maar ons weet dat dit vergewe is, omdat Jesus daarvoor betaal het. En daarom bid ons gebed in sy naam alleen. Amen. Doen dit om my in herinnering te bring,
2 keer met die brood en die wyn is ons teksgedagte. So geliefdes, hier is vandag 'n hele klompie van ons wat vir die eerste keer gaan nagmaal gebruik. En dan is daar ook natuurlik 'n hele klomp van ons wat al ou, gesoute nagmaal gebruikers is. Ek onthou nog my eerste nagmaal, so vaag weg. Nie die detail nie, maar ek onthou verseker dat ek so besorgd was dat ek iets verkeerds gaan doen. Dat ek die beker gaan omstamp. Dat ek 'n stukkie brood gaan laat val. Dat ek dalk gaan stik aan die brood of aan die wyn. Sommige sal begin hoes. Dat ek iets verkeerds sal doen. Daai tyd moes ons nog almal opstaan en voor gaan sit en ek was seker almal kyk vir my. So wat onthou ek? Ek onthou dat alles eintlik in 'n waas by my verbygegaan het. Dis in 'n waas. Die formulier, die sin. Niks was eintlik vir my belangrik van wat daar gebeur het nie. Ek het net daar gesit en probeer om die regte dinge op die regte tyd te doen. Die formule met die uitdeel. Ek wou net deur die nagmaal kom sonder om 'n spektakel van myself te maak. Maar weet jy wat gebeur, omdat ons baie keer so versigtig en so bang is met die nagmaal, is dat dit eintlik iets van 'n patroon van angs in 'n mens se lewe vestig. Wanneer jy begin om nagmaal te gebruik, wanneer jy nou weer nagmaal gebruik, dan dink jy net eintlik aan hierdie dinge wat kan fout gaan. En jy konsentreer nie om te dink, maar wat is besig om te gebeur as ek die nagmaal gebruik nie. Ons ouderling het mooi gebid in die konsistorie dat ons die essensie, die wese van die nagmaal sal beleef wanneer ons die nagmaal gebruik. En ek dink baie keer, ons het begin so bang en naderhand word dit 'n ritueel. Dit word betekenisloos. En wat nog erger is, daar is baie mense wat dink, ek moet maar net die nagmaal kon gebruik. As ek die nagmaal gebruik het, is al my sondes van die laaste kwartaal nou weggewas en nou kan ek weer skoon begin. En dis dit. Asof die nagmaal bloot die gebruik daarvan jou red. Maar my liewe medelidmate, julle wat vanoggend vir die eerste keer nagmaal gebruik, ek wil vir julle sê, moenie stres nie. Moenie stres nie. Niks gaan verkeerd gaan nie. As daar ietsie gebeur, is verseker nie die einde van die wêreld nie. Konsentreer eerder om die oomblik te beleef en die essensie van die nagmaal jou eie te maak. En julle wat ou nagmaalsgangers is, maak tog bietjie seker dat julle ook konsentreer om te hoor en te verstaan wat die nagmaal beteken. Gebruik dit, neem deel met 'n hart wat gerig is op die Here en beleef die oomblik. Ek wil vir julle vra, liewe broers en susters, vanoggend as ons nagmaal gebruik, dat jy in jou geestesoog die Here Jesus sal sien, wat by sy tafel staan en vir jou sê, die brood wat ek breek is my liggaam ter wille van julle. Eet daarvan en doen dit om my in herinnering te bring. Sien in jou geestesoog die Here Jesus, wat die beker seën en sê, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink om my in herinnering te bring. Dis waaroor dit gaan by die nagmaal. Nie of jy 'n druppeltjie gaan mors of iets verkeerd gaan aanvat. Paulus sê mos in Galasiërs 3 vers 1, Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as ware aan die kruis kon sien hang. En dit is wat die nagmaal met ons doen, om Jesus vir ons so te teken, dat ons as ware aan die kruis kan sien hang in ons plek, hy wat sy lewe vir ons gee. So daarom, geliefdes, is die nagmaal iets wat bedoel is, om ons te anker in iets wat baie groter is as onsself en selfs ons eie lewe. En ek wil dit verduidelik, was jy al in 'n ou kathedraal of 'n ou kerkgebou? Jy al so iets beleef? Hier in Suid-Afrika is daar nie so baie nie, as jy al in Europa was of so, maar daar in die Kaap is ook 'n paar van hulle, né? Dalk het jy dit al op TV gesien. Maar as jy daar ingaan,
wat jy nou ook al dink daarvan, daar is een of ander gewyde atmosfeer. Daar is 'n stilte, daar is 'n grootheid, daar is 'n besef. As jy in daai gebou instap, my lewetjie is net so kort. Daar's dinge wat baie groter is as ek. Groter is as ek self en my lewe. Dis presies wat die nagmaal wil doen. Dit wil ons wegvat van die fokus op hierdie wêreld en wêreldse dinge. Ek wil sê, dit wil ons wegvat van die geraas van die lewe waarbinne ons lewe, waar hierdie ou daai opinie, daai opinie, daai ou dit sê. So, dit wil ons wegvat van die geraas van die wêreld en in stilte inbring by iemand wat groter is as onsself. Die nagmaal wil ons herfokus om buite onsself te gaan soek na die sin van die lewe. Dit wil ons tot stilstand laat kom en dit wil ons vasbind aan ons ewige God en Vader wat in Jesus Christus ons sy kinders gemaak het. So sonder om in detail in te gaan, wil ek graag jou aandag fokus op die manier waarop ons geanker word aan God deur die nagmaal. En ek wil dit doen ten opsigte van iets wat gebeur, daai anker vind plaas ten opsigte van die verlede, die hede en die toekoms. Die nagmaal sê vir ons iets oor die verlede, die hede en die toekoms. Goed. Die eerste ding is, dit praat van 'n verlede wat baie groter is as onsself. Dit vat ons eintlik min of meer, dalk langer, maar kom ons vat dit vir 'n oomblik, 3500 jaar terug in die geskiedenis. Na die Pasga toe. Ek wil nie daar te lank uitbrei nie, maar God se volk was slawe in Egipte. Hulle eerste kinders is vermoor. Die geboorte baba seentjies wat gebore is verdrink, vermoor. Hulle was slawe en die Here stuur sy engel om hulle te kom red. Gebruik vir Moses, maar op die aand voor hulle uitgelei word uit Egipte, moet hulle 'n lam slag. Hulle moet die bloed daarvan bokant hulle kusyne aanbring. Daai nag het die engel van die Here verbygekom by die huise waar die bloed oor die kusyne is. Het die engel verbygegaan en die kinders het geleef, almal het geleef. Maar daar waar dit nie was nie, die eersgeborenes gesterf. En dan moes hulle ongesuurde brood eet en hulle dan die lam se bloed gehad. So vir eeue daarna vier die Ou-testamentiese gelowiges die Pasga. Dit vat hulle daai eeue terug om God se wonderbaarlike verlossing te onthou. Maar in daardie Pasga was daar ook 'n belofte ingesluit. 'n Belofte van 'n komende Paaslam, van 'n Messias, die finale Paaslam. Daar was 'n belofte van geestelike verlossing van al God se kinders uit sonde mag en sonde oordeel, wil ek sê. Daarom vat die nagmaal ons ook terug in die verlede, na ongeveer 2000 jaar terug, met die geboorte van die Messias. Die verlosser wat beloof was in die Ou Testament en deur die Pasga afgebeeld was, is gebore. Die verlosser is hier. Ek wil amper sê, met Kersfees is dit asof 'n mens in die kathedraal van God se teenwoordigheid instap. Dit is heilige oomblikke. Dis heilige oomblikke wanneer ons by die nagmaal kom. Want dit herinner ons, dit is die tyd van Immanuel. God by ons. Die hemele gaan oop. God kom onder ons woon. Johannes 1 vers 14 sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Daai woord vir onder ons kom woon is eintlik in Grieks is dit kom tent opslaan. En dit is die woord wat gebruik word vir die tabernakel. So God het by ons 'n tabernakel, hy het ons in die kathedraal van sy teenwoordigheid ingebring deur die geboorte van die Messias, die verlosser, Jesus Christus. So is God by ons teenwoordig. Jesus is God wat mens geword het, sodat die langbeloofde verlossing realiteit kan word. En dit is hierdie verlossing, broer en suster, wat ons herinner aan dit wat God in die verlede vir ons gedoen het.
En ek wil hê jy moet nou mooi luister, want dit bring ons by die essensie hiervan. Dit bring ons by die essensie van waaroor dit gaan. God het in die verlede, deur Jesus Christus, eens en vir altyd met ons skuld afgereken. Finaal. Daar staan, Romeine 8 vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Hoor dit, verstaan dit, ek sê vir jou, God doen met die nagmaal iets uit die verlede. Eenmaal in die verlede het Jesus vir ons sondes kom sterf om vir ons vry te maak. Hebreërs 10:10, omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Eens en vir altyd. Broer en suster, ek wil graag hê jy moet dit regtig mooi hoor. Vergeet al die geraas, hoor hierdie ding mooi. Jesus, 2000 jaar terug, toe hy aan 'n kruis gehang het daar gehang in my en in jou plek, en hy het die prys betaal, sodat ons verlos kan wees deur die geloof in hom. So elke gelowige, elke ware gelowige mag weet, daar is afgehandel met sy sonde. Dis afgehandel, dis verby, dis betaal. Dis nie die nagmaal wat jou sonde wegneem nie, maar die geloof in Jesus. Die wete dat hy in jou plek gesterf het. Glo dit, en jy het die lewe. God gee die vryspraak in sy genade, sê Romeine 4:16, aan elkeen wat glo. So as jy glo dat Jesus die Messias is wat gebore is, dat hy in jou plek gesterf het, dat hy oorwin het, dan het jy die vryspraak. Ek wil een ding hieroor uitlig. Jesus se offer is so finaal. Jesus se offer is so finaal, so volkome, dat jy niks daarby hoef by te voeg nie. Jy is nie uit genade gered en nou hierna moet jy goeie werke gaan doen om gered te bly nie. Jy hoef nie nou weer van niets af in jou lewe te gaan genade verdien vir elke dag nie. Nee, Romeine 8:33, wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Galasiërs 5, Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Broer en suster, hoor dit as jy in hierdie kathedraal van God se teenwoordigheid instap. Hy sê vir jou, ek het met jou sondes afgereken in Jesus Christus. Jy is vry. Daar is geen swaard wat oor jou hang, oor jou kop hang. Jy weet dat jy deur die ware geloof gebind is aan God se optrede in die verlede. Hy het sy seun gegee tot jou verlossing. Dis die verlede. Maar God praat ek met ons oor die hede in die nagmaal. En ons die hede wat God doen is ook groter as ons verlede. Sommige mense verstaan regtig waar die vry wees in Christus verkeerd. Party mense dink dit gee vir jou vrye teels. Jy's mos nou uit genade gered. Jy kan nou gaan leef soos jy wil. Jy hoef nou nie aandag te gee aan hoe jy lewe nie. Ek is mos verlos. Hoekom moet ek dan my lewe verander? Hoekom moet ek stry teen die sonde? Daar is 'n naam daarvoor. Mense noem dit antinomianisme. Beteken wetteloosheid. Hulle redeneer, as ons dan uit genade gered is die morele wette van die Here en die reëls oorbodig vir Christene. Maar is eenvoudig net nie waar nie. Daar is die bekende Romeine 6, 1 en 2. Wat sal ons sê, sal ons in die sonde bly voortleef sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin lewe? Of in Katekismus, vraag en antwoord 64, bely ons dit. Maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie. Nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur ware geloof in Christus ingelyf is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Ons kan daarom sê, die nagmaal herinner ons dat ons aan Christus verbind is vir die lewe wat ons leef nadat ons tot geloof gekom het. Verlede is met die sonde afgehandel, maar nou in hierdie lewe, hier huidige, is ons aan Christus gebind om 'n nuwe lewe te leef. En wat meer is, Jesus beloof dat hy en die Vader aan ons die Heilige Gees sal gee. En dis juis in die krag van die Gees wat ons nou die nuwe lewe leef. Ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Hier is belangrik.
Maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So broer en suster, Jesus het ons kom leer, hy was die rabbi, hy was die leermeester, wat ons kom leer het, hoe lyk die lewe van 'n disipel? Is 'n klomp dinge wat hy ons kom leer het. Maar die hoofsaak van wat hy ons geleer het is, jy moet die Here jou God lief hê bo alles, en jou naaste soos jouself. So die nagmaal sê vir ons, onthou dit, hierdie lewe wat jy nou leef, God lief hê bo alles, jou naaste soos jouself. Jy is 'n nuwe mens, wat 'n nuwe lewe leef. Maar miskien moet ek sê, dit is dalk wat die veronderstelling is. Dit is die ideaal. Want ons kom nie daarby uit nie. Ons kom nie daarby uit nie. Ons is nie altyd lief vir God bo alles nie. Ons is nie altyd lief vir ons naaste soos vir onsself. En daarom vat die nagmaal ons ook in die Here na selfondersoek toe. Daarom, wie op 'n onwaardige wyse die brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet homself ondersoek en daarvolgens van die brood eet en die beker drink. So dit beteken, jy moet vir jouself vra, voor jy nagmaal gebruik, het ek God lief bo alles, begeer ek om God bo alles lief te hê, wil ek my naaste lief hê soos myself. As ek dit nie reg kry nie, dan weet ek, Jesus het vir my sondes gesterf, maar ek gaan van hier af verder vorentoe, om dit te gaan uitleef. So is jy sigbaar, is ek sigbaar as 'n disipel, verander my lewe, groei ek voortdurend, verdiep ek in die geloofsgehoorsaamheid, dis die vraag. As die antwoord nee is, of net soms, dan is die nagmaal ook 'n wonderlike geleentheid om dit teenoor die Here te bely. Nie met die idee dat jy jou redding sal verloor nie, maar omdat jy skaam is. Omdat jy hartseer is, omdat jy besef dat dit nie net ander mense se sonde is nie, maar ook jou sondes wat meegewerk het dat Jesus aan 'n kruis moes sterf. Daarom maak die nagmaal 'n vaste voorneme in ons wakker om intentioneel meer en meer te leef as disipel van die Here Jesus onder die leiding en die krag van die Heilige Gees. En dan laastens net, daar is ook iets groter as wat ons kan dink in die toekoms. En ek wil 2 dinge kortliks uitlig. Wanneer ons nou hier opstaan en uitgaan in die lewe in, wanneer ons 'n nuwe jaar, 'n nuwe week, 'n nuwe jaar, 'n nuwe maand tegemoet gaan, dan is dit om vir ons skatte in die hemel te gaan bymekaar maak. Wat bedoel dit? Dan weet ons, as ons hier uitgaan, die toekoms in, dan lewe ons nie meer vir onsself nie, maar ons leef vir die Here. Ons is disipels van Jesus. Maar ons mag selfs weet, nie is die belofte van die Here, selfs as hierdie pad wat ons nou vorentoe gaan leef, nie 'n maklike pad is nie, as dit nie 'n gelypad is nie, as die pad waar die Here vir ons lei dalk vir onsself onverstaanbaar lyk te wees, dan mag ons nog steeds weet, God is verseker, al beleef ons onsekerheid, en die nagmaal herinner ons dat sy beloftes onwankelbaar is. Hy het die Messias beloof, hy het aarde toe gekom, ons is veilig, en ons mag weet, hy sien ons, hy is bewus van ons, hy gee om, die Here is my herder in hierdie lewe, terwille van Jesus Christus, wat my met sy kosbare bloed gekoop het. En tweedens, soos 'n digter Tosius gesê het, die wêreld is ons woning nie. Hebreërs en Openbaring praat van 'n nuwe Jerusalem. Nee, julle het aangekom by die berg Sion. Julle het aangekom by die berg Sion in die stad van die lewende God. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af sien neergedaal. Daarom vat die nagmaal ons ook in die toekoms in. Ons het geen vrees vir die toekoms nie, want ons weet wat op ons wag. Selfs as ons ons oë finaal toemaak, dan is dit om dit oop te maak by ons finale bestemming, in lewe en in sterwe, behoort ons aan God, sê die katekismus. So liewe gemeente, moenie vanoggend as jy nagmaal gebruik, dink aan dinge wat kan verkeerd gaan nie. Moenie jou gedagtes afsluit en maar net dit oor jou laat loop nie. Maar sien in jou geestesoog die Here Jesus wat by sy tafel staan, vir jou sê, kom eet en drink, sonder prys en sonder geld,
Want dit is my liggaam wat vir jou gebreek word. Dis my bloed wat vir jou gevloei het. Hy sê vir jou, onthou, jou verlede, jou hede en jou toekoms is vas en seker in my, die Here. Amen. Geliefdes, hiermee word julle deur die Here self uitgenooi om vandag deel te hê aan hierdie nagmaalsviering. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet daarvan, onthou en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink daaruit, onthou en glo dat die bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Jy wat weet dat jou verlede, jou hede en jou toekoms vas is, die drie enige God, ontvang sy seën en gaan van hier af na die lewe in. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.